Goeiemiddag aan almal wat vandag hier saam met ons inskakel by Doringkloof Familiekerk. Dis ons oordenking vandag 21 Julie. Ek gaan vandag vir ons saam lees daai uit Matteus 11 uit. Kom ons lees saam met Matteus 11 vers 28 en die 83 vertaling vir julle saam lees. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. En dan vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. En dan vers 30, my juk is sag en my las is lig. Ek wil vir vandag die vraag aan julle vra, waar ek dink, besef jy dat die Here jou sukses in die lewe gun? Besef jy dat die Here jou werklik sukses in die lewe gun, en dat die Here wil hê dat jy moet lewe, dat die Here wil hê jy gelukkig moet wees, en regtig vrede ervaar? En dan kan mens baie keer vinnig ook mense wat sê, maar, daar's altyd 'n maar, die Here gun my sukses in die lewe, maar, die Here wil hê ek moet gelukkig wees, maar, dit mag dalk so wees, maar ek sien nie kans vir die lewe nie, sê baie mense. Hoekom is dit so dat mense sê, maar dit mag dalk so wees dat die Here my sukses gun, dat die Here my vrede gee, maar ek sien nie regtig kans daarvoor nie, ek sien nie kans vir die lewe nie. 'n Mens se gevoelens en omstandighede veroorsaak dat ons nie vir die lewe elke dag sal kans sien nie. En ek stem saam daarmee dat omstandighede en gevoelens kan nogal 'n groot rol speel in 'n mens se lewe. Daar is baie dinge wat daartoe kan bydra dat jy nie meer vandag wil leef nie, of dat die afgelope tyd daarin gedink het. Dit kan wees dat jy of 'n mens donker word, dat dit donker word rondom jou wanneer jy so begin voel en so begin dink. Die slegste is dat jy kan onder sulke omstandighede maklik die verkeerde denkbare besluite maak. As ons kyk daarna, koning Saul rondom hom het net moorddadige vyande opgemerk, sien hy net een uitweg, en hy val in sy eie swaard. En Judas besef wat hy gedoen het, en daar is vir hom geen ander keuse as om homself te hang nie. Geen mens was en sal ooit van donker dieptes en slegte omstandighede gevrywaar word nie. Ons almal gaan deur slegte tye in ons lewe, ons almal gaan deur siekte in ons lewe, of selfs in tye wat ons gedagtes ook maar donker is. Maar om in jou swaar te val, is en bly die slegste keuse wat jy denkbaar kan maak. Al is dit gitzwart rondom jou, en geen lig in die tonnel sien, dan is baie oortuig dat daar regtig nie uitkoms is nie. Wat bepaal jou pad vorentoe? Dis nie die pyn of die mislukking of die terugslag van gister en eergister nie, maar hoe jy daarop reageer. Dieselfde beginsel vir die pyn en teleurstelling wat ons nou en môre sal beleef. Dit is nie nodig om met die selfverwyd en sondes van die verlede opgesaal te sit nie. Wil jy nie die volgende roete oorweeg nie? Hierdie gedeelte wat ek saam gelees het in die begin, Matteus 11 vers 28 tot 30, kom na Jesus. Hy waarborg dat hy jou nie sal verwerp nie. Erken en vertel Jesus van jou pyn, teleurstellings, verwerping, skande, sondes. Hy luister en hy is gereed om jou te vergewe en te genees. En dan breek jy met die sondes. Weet, glo en beleef dat jy nou en jou verlede vergewe, maar ook hoe hy jou vandag, jou môre en alles nuut maak. En begin vandag om saam met Jesus te leef en die onbekende toekoms te betree. Ja, wees gereed
om suksesse van die Here, wat die Here aan jou skenk, tot sy verheerliking te vier. As jy hierdie roete oorweeg, dan wil ek weer afsluit met die vraag, sien jy nou kans vir die lewe? Kom ons bid saam. Here God, ek is net 'n feilbare mens, maar by my en saam met U is ek meer as 'n wenner. By en saam met U is ek veilig en suksesvol. Here Jesus, ek wil vir U lewe. U is my versterkte toring. Ek vind in U skuiling en in U Here is ek tuis. Opnuut wy ek my onvoorwaardelik aan U toe. Amen.